It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Stockings are hung with care, the children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the sound of carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night.
The world was restless. Shadows stretched as suffering pressed on heavy hearts. Generations prayed, steadfast in patience, but the promise felt so distant. Hope flickered and faded. The darkness whispered, "You are forgotten." But the darkness would soon be shattered. In the stillness of night, heaven broke the silence. An infant's cry split the calm. A light dawned where no one expected. A ruler from Bethlehem, a king within a manger. Emmanuel, God with us, when the Word became flesh. Suddenly hope was more than an idea, love more than a theory, and peace more than wishful thinking. These ideals began living and breathing as Messiah entered the world. The sick would be healed, the broken restored, the outcast would find belonging, and the dead would experience resurrection. Jesus is here, chasing away the darkness, establishing and upholding His kingdom with justice and righteousness from now until forever. Of the greatness of His government and peace, there will be no end. Goeiemôre en 'n geseënde Kersfees vir jou en jou geliefdes. Kom ons staan en kom ons eer hierdie koning wat gekom het vir my en vir jou gebore. Faithful, joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and be
ons stemme uit die jou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Ja, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Selfs die nachtelike zwijgen, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Jy skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o sy warm liefde as ons die dag gedenk. Toe hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Ja, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Somer Kersfees in hierdie land, o Heer.
God in die hoogste hemel.
holy night when God as man descended unto us to erase the stain of sin and put an end to wrath. The entire world thrills with hope on this night that gives it a Savior. My people, kneel down and await your deliverance, for Christ has come. The Redeemer is here. May the ardent light of our faith guide us all to the cradle of the infant. As in ancient times a brilliant star guided kings from the east, the King of Kings was born in a humble manger. He has broken every bond. The earth is free and heaven is open. He sees a brother where there was only a slave. His love unites those that iron had chained. Who will tell him of our gratitude? For all of us, he is born. For all of us, he suffers and dies. And for all of us, he lives again. My people, stand up. Sing of your deliverance. Shout for joy and sing praise to the Redeemer. This holy night, this night divine, come and praise his name forever. His power and glory evermore proclaim. Here, ons het U nog altyd leer ken as die God van verrassings. U is by uitstek die God van verrassings. U het ons verras dwars deur die Bybel. U verras ons nog vandag. En ons wil met hierdie Kersfees onsself en mekaar herinner aan al U verrassings, aan U handewerk, wat verrassings bring. Dankie dat ons hierdie Kersfees kan besef dat die grootste verrassing ooit ons deel is. Dat U dit moontlik gemaak het. Dat ons kan lewe. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, goeiemôre. Dit is inderdaad 'n wonderlike tyd. Gevulde, vreugdevolle tyd. Ek wonder wie van julle onthou hierdie prentjie, 1994. Kan verstaan dat die heelwat mense is wat nie iets weet van Forrest Gump nie. Maar dit het my nogal bygebly in lewe tot vandag toe en is nogal 'n taamlike sterke realiteit in my lewe. Die spreek van Forrest se ma aan hom, life is like a box of chocolates. You never know what to expect next. Vriende, ons moet verstaan, die lewe is vol verrassings. Nou het ek vir Google gaan vra om vir my te help om
verrassing, die betekenis van 'n verrassing te definieer, sodat ons daarom net op dieselfde bladsy kom oor wat 'n verrassing is 'n onverwagse geskenk of gebeurtenis. Dis wat 'n verrassing is. En so 'n verrassing het meermale 'n aangename uitwerking of kan baie keer ook onaangename uitwerking hê, inderdaad. Weet julle tog self ook. En daar is mense wat verskillend reageer op verskillende verrassings. Daai mense raak angstig as hulle hoor daar's 'n verrassing of 'n verrassing aan die kom. Hulle is so onseker dat hulle funksionering in 'n sekere sin daardeur beïnvloed word. Ander raak so excited, opgewonde, kan nie wag nie. Daar's 'n afwagting, daar's 'n antisipasie van wat hierdie verrassing inhou, wat hierdie verrassing tog kan wees. En iets daarvan beleef ons nou in hierdie tyd, as ons Kersfees vir mekaar geskenke gee. Loer julle ook baie keer in die pakkies, of word dit weggesteek? Julle weet nie waar dit is nie, voor die tyd nou. As daar nou geskenke in die huis is, maak jy so peekaboo, doen jy? Ja, natuurlijk, want jou opwinding kan dit nie hou nie. Daar is net te veel opwinding aan die verrassing. En daarom is dit ook goed dat ons mekaar verras in hierdie tyd met geskenke as simboliek van dit wat die 3 wyse manne gebring het. Die goud, die wierook, die mirre, simbolies aan die eer en die dank en die liefde vir die grootste geskenk wat mensdom seker kon kry en ontvang. Die geskenk van lewe met die naam Jesus. Ek wil graag vanoggend as bietjie terugvoer, laat my net toe, ek wil jou bietjie vat op 'n reis van dit waarmee die gemeente besig was die laaste maand of wat, toe ons die voorreg gehad het om by 5 Kerspartytjies mense wat nie gewoond is aan verrassings nie, te probeer verras, iets vir hulle te laat verstaan van 'n verrassing. Want ons glo dis waarvoor ons geroep is. Ons glo dit is hoekom ons hier is, om lewens en gemeenskappe te verander. En so het ons by 5 projekte en uitreike waarby ons betrokke was, Kerspartytjies gehou. Ek wens jy kon iets beleef van die dank, van die verrassing wat hulle ontvang het met hierdie geskenke. Daar was na die Bali ons leesprogram Vrydagoggende by Tygerberg Hospitaal, waar 20 tieners geskenke ontvang het, verras is. Daar was Kaelicha, wat 1 keer op 'n Saterdag in 'n maand by die kleuterskool waar hulle bedien, gaan partytjie hou het. Geskenke uitgedeel het vir die kinders, vir die versorgers, vir die tieners. Hoeveel was julle? So 70 of 60, 10 minder. Daar was so 2 Saterdae terug, die Brooklyn Haweloses, amper 100 van hulle hier in die foyer, wat bederf is met geskenke en met verrassings. Die diep waardering wat jy kon beleef, wat jy kon ervaar. Living Network het ons spyskaarte vir mense uitgedeel. Julle het gehelp daarmee en baie dankie daarvoor. Dat mense vandag kos het om te eet.
15 gesinne. En daar was comfort packs, geriefspakke, saam met matlabana gepak vir polisiepersoneel. Die verrassings, die uitwerking van die verrassings op hierdie mense in hulle lewens was woordeloos. My so baie laat dink aan wat genade is en hoe genade werk. En ek net weer besef het, dis soos iemand wat geskenke en genade beskryf. It's the unmerited. It's the unearned. It's the undeserved. It's the unexpected. Soos mense verras is en verras word. Liewe vriende, verrassings in die Bybel is natuurlik niks vreemd nie. Inteendeel, die Bybel is vol van verrassings. Ek het 'n bron die laaste week raak gelees en ek het dit nie self verifieer nie, verskoon my, wat praat van 5962 verrassings in die Bybel. Ek het doodgewoon nie die tyd gehad om hulle almal te gaan soek en te lys nie. Maar as ons kyk na die groot verrassings in die Bybel, dan besef ons dat dit eintlik maar net God is wat ingegryp het om sy belofte gestand te doen, om sy mense vir wie hy lief is, sy trou te bewys, sy goedheid en sy guns en sy genade oor hulle uit te stort. Want jy sien, van vroeg af aan het die mens droog gemaak en het die mense in doodloopstrate ingeloop en het hulle nie uitkoms gehad nie, het hulle nie geweet hoe verder nie. En dat God gekom het, redding 101. En is baie interessant dat God se verrassings meermale te doen gehad het met die redding van mense. Ek herinner jou aan 'n paar. God red die Israeliete uit slawerny deur Moses en lei hulle deur die Rooi See. Onthou jy dit? God red Noag en sy familie van die vloed en gee die mensdom 'n nuwe begin. God voorsien 'n ram in Isak se plek, 'n teken van God se redding en voorsiening. God gebruik Josef om baie mense, insluitend sy eie familie, van hongersnood te red. God red Israel van die Filistyne deur Dawid. Iets wat onaangename verrassing vir Goliat. God red Daniël van die leeu's omdat hy getrou bly. Omdat hy die getroue God is. Bybel is vol van verrassings, van onwaarskynlike geboortes, van onverwagte uitlewerings, van goddelike ingrype, van radikale genade. Maar op hierdie dag, dink ek, is daar een verrassing wat ons moet by stil staan. We have to ponder about this. Ons moet regtig 'n bietjie die lamsbout en die Gamma-ning rifle een kant skuif vir die volgende oomblik. Want ek wil jou die volgende verhaal lees in Lukas 1. En ek lees dit uit die boodskapvertaling. Die engel het haar gou gerus gestel. Moenie bang wees nie. God het 'n wonderlike verrassing vir jou. Hy het jou uitgekies vir 'n spesiale taak, Maria. Jy sal binnekort begin verwag. Een van die dae sal jy 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees, so belangrik dat hy die seun van die allerhoogste God genoem sal word. Die Here God sal hom aanstel om te heers oor die koninkryk van sy voorvader Dawid. Jesus sal vir altyd oor Israel regeer. Sy koningskap sal nooit ophou nie, nooit nie. Maria vra toe benoud vir Gabriël, maar hoe is so iets moontlik? Ek het nog nooit eens by 'n man geslaap nie. Waarop Gabriël antwoord, moenie jou bekommer nie, Maria. Die Heilige Gees
sal hiervoor sorg. Die Allerhoogste se krag sal 'n kind in jou verwek. Hierdie kind wat van God afkom, sal die Heilige genoem word, die Seun van God. Maar ek het nog goeie nuus vir jou. Elisabeth, 'n familielid van jou, verwag ook. Soos jy weet, is sy al baie oud. Tog sal sy een van die dae 'n seun hê. Sy is al 6 maande swanger. Jy sien, Maria, niks is vir God onmoontlik nie. Toe sê Maria, ek is in die Here se hand. Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles wat met my gebeur, presies soos U gesê het. Daarna het Gabriël vertrek. Nou moet jy by my bly, want hier is 'n verhaal oorlopends te vol van verrassings. Gabriël bring verrassende nuus. Kyk, Maria, hallo, 16 jaar oud, tienerdogter, maagd, sal swanger raak, en die koning van die konings en die Here van Here baar, geboorte skenk aan. Kan jy vir jouself een oomblik indink hoe Maria hierdie nuus, hierdie verrassing moes ontvang? Ek sal graag die vrouens vanoggend wil vra, hoe reageer jy op nuus dat jy skielik moet hoor, jy verwag weer? Sal 'n interessante een wees. Maria, jy verwag. Maria, jy swanger. En Maria, op hierdie verrassende nuus, is bang. Sy's vreesbevange. Jy jouself indink. Hoe sy in daai gemeenskap dit sou moes hanteer, inteendeel hoe haar ouers dit sou moes hanteer. Jy kan vir jouself indink. Die nuus in die media, vir een oomblik, om een voorbeeld te noem. Wat maak jy met sulke nuus? En dan kom Gabriël met die verrassing. En hy probeer vir Maria, wat onrustig is, wat nie lekker weet hoe sy moet maak met hierdie nuus nie. Kom Gabriël en hy gee vir haar die verrassing met die volgende woorde: Maria, moenie bang wees nie. Moenie vreesbevange wees nie. Die Heilige Gees sal daarvoor sorg, Maria. Die verrassing van die Heilige Gees sal dit moontlik maak dat jy geboorte skenk aan Jesus, aan die Seun van die lewende God. Die Heilige Gees sal hiervoor sorg. Die Allerhoogste se krag sal 'n kind in jou verwek. Hierdie kind wat van God afkom, sal die Heilige genoem word, die Seun van God. En dan, hier so na die einde toe, moet Maria reageer. Maria moet besluit, wat maak sy met die nuus? Gaan sy dit toelaat of nie? Gaan sy gehoorsaam wees? Gaan sy dit eerbiedig? En dan kom Maria met die nuus.
ek is in die Here se hand. Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles met my gebeur, presies soos U gesê het. Liewe vriende, dis 'n verrassing, dat ons by Maria hoor hoe bereidwillig sy was, hoe beskikbaar sy haarself gestel het, hoe offervaardig sy is, om toe te laat, dat sy die wessel sal wees. Ek lees vir jou wat 'n human vessel is metaphorically means a person's body or spirit acting as a container or instrument for a greater purpose, often divine, like God's will or spirit. Maria stel haarself oop. Sy sê ek is reg. Ek is reg vir wat God in en deur my wil doen, deur sy Heilige Gees. Verstommend, verrassend, hoe Maria die nuus ontvang, en hoe Maria uiteindelik reageer op die nuus. Want dis die Heilige Gees wat dit moontlik maak in haar lewe. Liewe vriende, maar as jy gedink het die verrassing hou daarop, maak jy 'n fout. Want terwyl dit vir Maria 'n enorme verrassing was, het God natuurlik met hierdie nuus die wêreld kom verras. Vir my en vir jou kom verras. En ek sê dit om die volgende redes. As Paulus bedien by sy volgelinge is, dan sê Paulus vir hulle, julle moet verstaan in Romeine 3 vers 23, ons het almal immers gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Romeine 6 vers 23, van die loon van die sonde is die dood. Galasiërs 3:22, maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van sonde. Jy sien vriende, die oomblik as jy besef hoe vol jy van jouself is, dan kom jy eintlik agter wat die uitwerking van sonde op jou lewe is. En in wat 'n gemors jy is. En dat jy besef dat jy met jou sonde niks kan doen nie. En dat iemand sal moet intree om te red. Iemand sal moet intree om iets te doen aan ons sonde, aan ons gebrekkigheid. En dan lees ons in daai 3 teksgedeeltes wat jy sien daar op die bord, die tweede gedeeltes van hierdie tekste. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die belofte van bevryding word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Die genade, niks anders as God se onverdiende guns nie. En daarom moet ons vanoggend weer vir mekaar sê, dat genade is niks anders as the unmerited, the unearned, the undeserved, the unexpected nie. En moet ons vir 'n wyle stil staan en diep nadink oor die werk wat God kom doen het. Want soos wat ons lees van redding 101 in die Ou Testament, kan ek jou besig hou met redding 101 in die Nuwe Testament. Jy onthou Petrus wat weer moes uitgaan met sy skuit, jy onthou vir Paulus op die pad na Damaskus, toe nog Saulus,
en God wat ingryp, en God wat red, want daar was niemand anders wat dit kon doen nie. God alleen het dit moontlik gemaak, en daarom is Kersfees 'n baie spesiale fees. En moet ons dit nie uit die oog uit verloor nie. Wat die grootheid is, wat die genade is, van dit wat God hier kom doen het. Daar was nie 'n ander plan vir mense sonde nie. Daar was nie 'n ander plan nie. Dit was die enigste plan, hoe daar versoening bewerk kon word tussen God en mens. Hoe die brug oorgesteek kon word tussen God en mens. Sy naam was Jesus. En as ons dit weer hoor vanoggend, hoe sal ons reageer? Wat sal ons doen met die nuus? Dat ons gered is. Dat ons gered kan word. Dat ons vrygespreek kan word. Dat ons sondes vergewe kan word. Dat ons nuut kan word. Dat Jesus weer 'n plan kom maak het sodat ons kan lewe, waaragtig lewe, oorvloedige lewe, betekenisvol lewe. Want dis die lewe wat Jesus kom gee het. Jy sien, ek dink daar's verskillende maniere om te dink oor die reaksie op hierdie nuus, op hierdie gebeure. Ons kan uiteraard dit laat verbygaan. Ons kan dit hoor en nie veel daaraan probeer doen nie. Of ons kan vandag en in hierdie Kersfees weer opnuut mekaar motiveer, inspireer om genade geskenke van verrassings te gaan wees. Ja, daar's 'n klomp goed wat ons kan gee. Ons kan ons materiële goed gee en dit is wonderlik en God werk in mense harte sodat ons gee. Bybel sê ook is beter om te gee as om te ontvang. Ons kan gee. Maar miskien moet ons hierdie Kersfees dink aan onsself gee. Aan die vrug van die Heilige Gees wat die kind gewek het in Maria om daai vrug te gee. Daai vrug, die vrede, die vreugde, die vriendelikheid, die getrouheid, die goedheid, die goeie tierenheid, die geduld, die liefde, die nederigheid, die selfbeheersing. Miskien moet ons gee, maar ook wees. Ook geskenke van genade en verrassings gaan wees. En my vraag vanoggend vir myself en vir julle is, hoe en wie kan en wil ons verras met God se genade? Die genade wat God aan ons kom bewys het, deur op hierdie dag te vier en te celebrate, dat ons weer kan lewe, dat ons bevry is, dat ons nuwe lewe het. Luister hierna en sing dit in jou hart saam. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and
grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be. As long as life endures, then not onbeskryf groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloper, weer in die Vaderhuis. Verlore seun, 'n wegloper, weer in die Vaderhuis. Ek gaan vra dat jy 'n wyle jou oë toemaak en dink oor hierdie genade wat God aan jou en my bewys het. Dalk is daar sommer net mense wat opkom in jou gedagtes wat jy wil gaan verras met God se genade. Dalk wil jy mense net onverwags gaan bless. Onverwags gaan verras. Knoop dit vas. Die Here gee daai name en daai mense en daai gesigte vir jou. Maak dit vas. Dink aan maniere hoe jy mense onverwags, verrassend sy genade kan gaan uitdeel. God het ons kom verras met Jesus. Dankie Jesus dat U gehoorsaam was by geboorte en tot in die dood. Dat ons hierdie verrassings kan lewe en hierdie verrassings kan gaan uitdeel. In Jesus se naam. Amen. Liewe vriende van ons almal by Vredelus personeel, mag julle 'n wonderlike, gesellige saam kuiertyd hê met geliefdes en met familie en met vriende.
Dis die een tyd van die jaar wat dit lyk my so 'n goeie porsie vrede het. Mag ons dit koester en mag ons dit bewaar. Mag ons dit treasure en aanhou daarmee. Baie dankie dat julle deel is van ons gesin en van ons familie. Ons het 'n besondere jaar gehad. Ons gaan die jaar weer binne 4 Januarie met Jan de Wet, as jy dalk hier is, normale Sondagdienstyd, 9:30. En dan wil ek een versoek rig vanoggend. Jy het nou gesien die skyfies wat ons jou gewys het. Ons hou nie op om hier partytjies te hou en projekte te loods om ons partners by te staan nie. En ons Pastor Paul was verlede week in die diens, of 2 Sondae terug, by ons partnerkerk in Filippi. En daar's 20 kinders wat behoeftes vir skool nodig het. En as ons vanoggend 'n offergawe opneem, met Kersfees doen ons altyd 'n spesiale offergawe, wil ons jou vra dat jy sal help bydra tot ons back to school projek saam met hulle. Kinders wat nie skoene het nie, kinders wat nie tasse het nie, kinders wat nie skoolklere het nie. Ons wil 20 van hulle kinders wil ons verras met God se genade. As jy iets saamgebring het vanoggend, vra ons jou dat jy dit in die mandjie sal plaas soos dit nou deurbeweeg. Jy kan ook inbetalings doen, hulle sal die detail hier agter, jy kan dit merk vir back to school of Filippi as jy graag sou wou. Maar ons wil dit graag hierdie jaar as ons Kersfees projek aan julle noem en vra dat julle ons daarmee sal help. Ons gaan soos die mandjies deurbeweeg 'n laaste lied sing. Because this is joy, this is the time of joy. Gaan ons sing Joy to the World. Kom ons staan, kom ons maak hiermee klaar en ons gaan hiermee huis toe. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs deploy, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding
joy to the world. Daar's verrassings van gratis koekies en koffie in die foyer. Help jouself en mag die liefde van God, die een wat die enigste plan kon maak het met ons sonde, net hy kon, in die genade van sy seun Jesus, wat gebore is vir my en vir jou, wat vir ons nuwe lewe kom gee het, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat in ons woon, met jou wees en met my wees, tot hy ons weer kom haal. En ons almal sê saam, amen, amen, heerlike dag almal. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and